Ons lees die oordenking vir 3 Februarie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vandag se gedeelte is slinks. Ons teksvers kom uit 1 Samuel 18 vers 17. Saul het naamlik gedink, ek moenie teen hom wees nie. Laat die Filistyne teen hom wees. Wanneer 'n persoon se hart vol haat en wraakgedagtes is, betrek hy ander mense by sy slinkse planne. Saul begin by sy oudste dogter, Merab, wat hy aan Dawid as vrou wil gee, op voorwaarde dat Dawid vir hom as aanvoerder in die oorloë teen die Filistyne moet optree. Die Here fnuik sy plan deurdat Merab met iemand anders trou. Hy betrek ook sy amptenare en beveel hulle om 'n goeie woord vir hom by Dawid te doen. Sê so ongemerk vir Dawid, jy weet, die koning hou van jou en al sy amptenare is lief vir jou. Hierna stuur Saul vir Dawid om vir hom 100 voorhuide van die Filistyne in ruil vir sy dogter Mikal te bring, in die hoop natuurlik dat Dawid doodgemaak sou word. Wanneer hierdie plan ook val, erken Saul dat die Here by Dawid is. Saul was 'n openbare figuur. Sy slinkse planne en onreg teenoor Dawid kon nie vir altyd geheim gehou word nie. Uiteindelik het hy Jonathan en sy offisiere direk opdrag gegee om Dawid dood te maak. En nou was sy alles oorheersende haat oop vir almal om te sien. Maar wat van ons gewone mense wat nie so onder die vergrootglas is nie? Elke klein onreg en geniepsige woord of gebaar of selfs gedagte wat ons teenoor iemand koester, is sigbaar vir God. Hy weet, en omdat hy weet, bly sy straf nie uit wanneer ons daarmee volhou en ons nie voor hom verootmoedig nie. Dikwels is die leë gevoel van onvergenoegdheid en selfafskie genoegsame straf. Die alternatief natuurlik is liefde. Here, help my om te vergewe en lief te hê. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.